Welkom by ons heel eerste aanlyndiens. Hoewel hierdie nuut en vreemd is vir elkeen van ons, wil ek jy steeds uitnooi om rustig te word en te los waarmee jy besig is, sonder hierdie tyd af vir God. Dit is my gebed dat jy vandag 'n spesiale ontmoeting met God sal hê en jy sy teenwoordigheid sal ervaar, soos ons reis deur 1 Samuel 16 vers 1 tot 13 vanoggend. Lydingstyd is 'n tyd van bepeinsing en stilte. Daarom speel afsondering veral 'n groot rol en is dit daarom baie nodig. Om die rede glo ek, kan ons juis die tyd wat ons het produktief gebruik deur te midde van die COVID-19 uitbraak en self-isolasie 'n reis te onderneem tot innerlike selfontdekking, totdat die nuwe mens, opstanding Sondag, saam met Jesus deur die dood breek. Dit is 'n reis van sterf en weerbegin, van afskeid neem en nuwe kanse, van dood en opstanding. Lydingstyd is 'n tyd van hoop en harttoewyding aan God. Ons staan vanoggend stil by die 5de Sondag in lydingstydreeks. Ek, geringe reisiger, waardig. Die Here groet jou met die woorde uit Sefanja 3 vers 16. Die Here jou God is by jou. Hy is die krygsman wat jou red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Gemeente, ons lees vanoggend saam uit 1 Samuel 16 vers 1 tot 13. Ek gaan vir ons voor. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaai toe, want jy moet onder sy seuns vir my 'n koning salf. Samuel vra toe, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. En die Here sê vir hom, neem 'n vers saam. Ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Nooi dan vir Isaai na die offer toe. Ek sal aan jou meedeel wat jy moet doen. Salf vir my een wat ek jou sal beveel. Samuel het dit gedoen. Die Here het gesê, by sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad hom ontstel tegemoet gekom en gesê, kom u in vrede. En hy het gesê, ja, ek het gekom om die Here 'n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe. Hy self het vir Isaai en vir die seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Toe roep Isaai vir Nadab en laat hom voor Samuel verbygaan. En hy dink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. Daarna het Isaai vir Samuel laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. Nadat Isaai 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isaai, die Here het nie een van hulle gekies nie. Daarop het Samuel vir Isaai gevra, is dit al jou seuns nie? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas skape op. Toe sê Samuel vir Isaai, laat hy kom, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isaai het hom laat haal en hy het rooi glaaskleur gehad, mooi oë en goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. Maar die gees van die Here het vir Samuel nie gewyk nie, en die bose gees
bose geese wat die Here gestuur het hom voortdurend ontstel. Net tot sover. Eerste uitstaande aksent van ons teks is dat dit wat gebeur God se inisiatief is. Daar word deurgangs op die Here se aktiewe bestuur as motief van hierdie verhaal klem gelê. Terwyl Samuel uitsig verloor, sien die Here reeds 'n nuwe toekoms. Samuel treur oor Saul. God sê vir hom, "Hoe lank sal jy treur oor Saul?" Dit suggereer dat Samuel reeds dit vir 'n behoorlike tyd gedoen het. Ons kan dit verstaan. Samuel sou graag wou gesien het dat dinge anders geloop het. Saul het na 'n belowende persoon gelyk. Dit het so goed begin. Die volk self het dan vir Saul gekies. Hy treur oor Saul en oor die volk wat nou 'n koning het wat deur God verwerp is. Wanneer ek bly vassteek in my verdriet, dan raak ek agter by God. Wanneer ek toelaat dat dit my verlam lê, dan het ek geen meer oog op God se voorgaande werk nie. Dan bly ek van verdriet ronddraai en in 'n sirkel en ek kom nie verder nie. Daarom is dit belangrik vir Samuel om van sy verdriet weggeroep te word. Samuel mag nie sy teleurstelling en verdriet bly vassteek nie. Hy moet 'n horing vol olie neem en op pad gaan na Bethlehem toe, in geloof aan God se verlossing, waardeur die teleurstelling uiteindelik oorwin sal word. Hy moet die toekomstige koning salf. Gemeente, daar is situasies in die lewe waarin ek moed kan verloor, waarin teleurstelling en frustrasie die oorhand kan kry, waarin ek sinies kan begin raak, tye wanneer ek eerder myself sou wou distansieer van situasies, selfs 'n saak of 'n persoon. As God nie ingryp en my regryp nie, sou ek alles kwytraak. Maar God gryp gelukkig voortdurend in en ruk my reg. Staan op, gaan op pad. Daar is 'n toekoms. Daar is sorg vir jou. Ek laat die verlossing nie doodloop nie. Hy gee die opdragte. Hy maak die keuse. Hy stuur vir Samuel. Hy sien anders en dieper as 'n mens. Hy kies en bekragtig die man na in sy hart, sê 1 Samuel 13 vers 14. Volgende geslagte mag weet, die rigting wat hierdie koninkryk hier ingeslaan het, is vir God se inisiatief en dra sy sanksie. Die koninkryk van God wil ons leer dat hy regeer. Maar so dikwels is geloof dat God in beheer is vir ons 'n probleem. Ons sien dikwels dinge in die wêreld wat ons wil laat dink dat dit alles behalwe is dat die Here in beheer is. Maar die gedagte dat die koninkryk God se inisiatief is, nie ons nie, wil tog ook weer die geloof in ons wakker maak dat hy in beheer is en bly. Al is dit nie altyd so ooglopend nie. Die spannende opbou van die verhaal is daarop gemik op die klem te lê op die menslike onwaarskynlike van God se gekose instrument. God gebruik die menslik gesproke mees onwaarskynlike instrument. Hy sien nie wat voor die hand liggend is nie. Hy kyk dieper, hy sien iets anders as ons. Moses hakkel, Jakob lieg, Josef is 'n dromer, Gideon is bang, Timoteus het maagsere, hy stres te veel. Abraham was te oud, Naomi was 'n weduwee, Rut was 'n vreemdeling, 'n Moabiet. Jona hardloop weg van God af. Maria is 'n jong tiener. Petrus was 'n groot Thomas twyfel. Martha was 'n komkommerkous en 'n neelkop. Paulus was 'n vervolger van die kerk. God vestig sy kerk met visserman disippels en talle naamlose huiwerende gelowiges. God sien die potensiaal waar niemand dit sien nie, selfs nie eens Dawid se eie pa nie. Uiteindelik kies God Jesus van Nasaret,
die gekruisigde. Paulus het dit goed begryp in 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 25. Dit moet die gemeente in lydingstyd ook goed besef. Nie groot skemas en luisterryke programme nie, maar aardekruike met skatte in. Gee gestalte aan die koninkryk van God. Groei, glorie, voorspoed, gewildheid is die grootste verleiers van ons kerk. God se koninkryk lyk nie so nie en kom nie so nie. Dit kom in en deur mense wat nie belangrik is in sy oë nie. Dikwels deur randfigure in die menslike samelewing. Dit is waar en hoe die gemeente moet kyk om God se merkers vir die koninkryk te volg. Geen situasie is vir die Here te erg nie. Geen mens of geen gemeente vir hom te klein om te gebruik nie. Die derde kernelement van die verhaal is die samelewing, die salwing met die olie, maar veral met die gees van die Here. Dawid word as koning gesalf. Die salwing het geskied deur die kop van die persoon met olie te smeer of om die olie oor sy kop uit te gooi. Dit was 'n simboliese handeling wat gedui het op die aanstelling in die ampt en ook die aanvaarding van die ampt. Dit het die persoon toegelaat om namens en met gesag van die Here op te tree. Die salwing het dikwels gepaard gegaan met ontvangs van die Heilige Gees. Die ontvangs van die Gees dui daarop dat diegene wat hy roep ook toegerus word. Omdat daar in die geskiedenis van die Ou Testament konings so min van hierdie aspekte tereggekom het die profetiese verwagting van die groot gesalfde, die Messias wat sou kom, al sterker gegroei en tot en met die koms van Jesus die Messias. Messias beteken in Hebreëus die gesalfde. Ook Christus beteken gesalfde in Grieks. Dit het mos by Jesus se doop gebeur. Hier is mos deur die teken van God aangewys as sy agent, die vesting van die koninkryk. En nou, wat is die betekenis van hierdie gebeure van lank gelede vir ons? Hoe kan ons die verkiesing van Dawid as koning en die salwing in gedagte van die koninkryk van God vandag in ons lewe iets beteken? In die Ou Testament is daar ook 'n ander verwagting in verband met die Gees wat van belang is vir ons verstaan vir die teks vandag. Dit is besonder verwoord deur die profeet Joël en dit is volgens die tradisie direk op Pinksterdag vervul, naamlik dat alle gelowiges met die Gees gedoop en gesalf is. Elkeen is dus vir die Gees afgesonder en toegerus om instrument van die koms van die koninkryk te wees. Hy neem elkeen se gawes en talente in gebruik. God is sekerlik by magte om alles wat hy op aarde gedoen wil hê, met een woord te laat gebeur, maar hy verkies om mense te gebruik. Mense soos ek en jy. Mense wat hy kies en ook toerus. Sy toerusting vind op 'n besonderse manier plaas. Sy Gees kom binne ons woon. Hy verander ons van binne af. Die woning, die werkplek van hierdie Gees is nie in die eerste plek die uitsonderlike individu nie, maar die gemeente waarbinne al die lede hulle funksie verrig. Daarom is die gemeente en gemeenskap van gelowiges vir ons so belangrik. Hierdie verhaal van Dawid is opgeneem in die Kanon van Israel en het 'n besondere betekenis gekry in tye wanneer die volk in ballingskap was of daarna in krisisse verkeer het. Dan het die verhaal vir hulle 'n oriënteringspunt verskaf. Perspektief gerig oor hoe en waarmee God verkies om te werk. Dan kon die geloofgemeenskap geweet het, God bestuur en hy kan met ons ten spyte van wie ons is, die koninkryk laat kom. Ook ons kan weet, God het ons gekies. Hy is in beheer, ten spyte van ons. Hy regeer, hy is op pad na ons toe, na 'n verrassende nuwe toekoms. Hierdie verhaal beklemtoon dat die Here nie toelaat
dat sy koninkryk met die eerste mislukte koning tot 'n val sou kom. Amen. Kom ons sluit die koor aan met ons som. Liewe Here en Hemelse Vader, ons kom buig vandag voor U, Here. Here, en ons besef dat ons menslik is en baie maal oor ons eie voete val. Here, dat ons soos Thomas twyfel en soos Moses partymal hakkel. Here, dat die onsekerheid of hoe ook al het is in ons mag leef, Here. Here, maar dankie dat ons die sekere wete kan hê dat U in beheer is. Here, dat U koninkryk laat kom ten spyte van menslike omstandighede of gebeure, Here. Here, dankie dat ons ook kan weet dat U binne die huidige situasie van die wêreld, binne COVID-19 omstandighede is en dat U daar binne heers. Here, dankie ook dat ons kan sien dat die natuur 'n diep asemteug inneem en weer herstel. Here, deur al die besoedeling wat soveel verminder in hierdie tyd. Here, ek wil U beskerming vra oor elke huisgesin in ons gemeente. Here, elkeen in ons dorp, elkeen in ons land. Here, wees saam met die regering. Gee ook vir hulle die nodige insig wat hulle nodig het om hierdie te hanteer. Here, so ook elke dokter en verpleeg, elke mediese personeel het wat in hierdie situasie hard aan die werk is, Here. Here, ons dankie dat ons in tye soos hierdie U dieper en beter mag leer ken. Amen.